was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. Hy skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. Skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. Skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer. My skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus. Liefdesprys was my behoud. Yes, halleluja, prys die Here. Hy is waardig om die boek te neem. Ja, en sy seels oop te maak. Want hy het ons met die bloed gekoop. Uit elke stad en as hy voor die taal. Halleluja, halleluja. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Ja, hy is waardig om die boek te neem. En sy seels oop te maak. O ja, want hy het ons met die bloed gekoop. Uit elke stad en nasie voor en taal. Halleluja, halleluja. Ons is dier gekoop deur Jesus bloed. Prys sy naam. Halleluja.
ja, want U het ons met U bloed gekoop. En elke stap in as U volk en taal. Oh, halleluja, halleluja, ons is deur gekoop deur Jezus bloed. Halleluja, halleluja, ons is deur gekoop deur Jezus bloed. Halleluja, prys die Here, halleluja. Oh, born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Oh, born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Oh, born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Hallelujah, born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Born again, born again. Oh yes, Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Oh yes, born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Oh, hallelujah, hallelujah. Dank U, Here Jesus, ons prys U hierdie dag. Halleluja, prys die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie, halleluja, dat ons weet in hierdie dag, deur die bloed van die lam, kan ons deur die Seun na die Vader gaan. Ons eer U dat ons hierdie vrymoedigheid het, nadat ons gered is en gereinig is deur die bloed, dat ons hierdie vrymoedigheid het om deur die Seun na U toe te kan kom. Ons wil U eer, omdat die prys wat U betaal het vir die verlossing, die redding en die vrymaking van ons siele, deur U kosbare bloed, Here, kan nooit in hierdie wêreld met enige geld gekoop word. Alhoewel die mens vandag dink, hy kan dit koop. Veral die kerkwêreld, Here, hulle dink hulle kan dit koop met geld. Kerkwêreld se hele uitgangspunt is geld, getalle. En die Here Jesus, ons wil U eer, dat ons het U bloed ondervind. Vrymaking, verlossing, alles wat daarmee gepaard. En dat ons duur gekoop is. En daarom wil ons bid in hierdie oomblikke, wanneer ons in hierdie dag luister na die woord, Here, laat ons sal verstaan wat die Heilige Gees ons inleer en lei, en dit is in die volle waarheid.
Laat ons die waarheid van die woord sal verstaan, laat ons tot die kennis van God sal kom, sodat ons weet hoe die hele saligheid deur U bewerk is, deur die raadslaaf van God se hart. Laat ons kan verstaan wat U hartslaa is. Laat ons sal verstaan wat U raad is. Laat ons sal ophou die vleeslike bedink wat vyandskap teen God is. En laat ons dit sal bedink wat in die hemel is. Dit wat ewig is. Dit wat onverganklik is. Dit wat in U is. Deur U gekom het. Waardeur ons kan lewe. Laat ons hierdie dinge bedink. Here, maar hulle wat die Gees bedink lewe en vrede. Gee ons genade, Here, dat terwyl ons die woord bedien, dat ons nie in vyandskap teenoor God staan, omdat ons dit vleeslik bedink en nie geestelik. Genade alleen van U. En ons weet, dis net die Heilige Gees wat ons kan bring op die plek waar ons tot die volle kennis van God kan kom. Aan U al die eer, want U woord sê ook, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En die Here, dit is nie kennis van hierdie wêreld, dit is kennis van God. Gee ons dan genade, Here, laat ons deur U Gees hierdie kennis sal opdoen, deur gehoorsaamheid aan U woord, gehoorsaamheid aan U seun, ja, gehoorsaamheid aan U woorde wat U vir ons gegee het. Baie, baie dankie, Here, al moet ons lei om gehoorsaam te word. Here, laat ons sal lei tot verheerliking van U naam. So wil ons saam bid vir almal wat siek is. Baie, baie dankie, Here Jesus. U woord is ja en amen, deur U wonde is daar genesing. En daarom eer ons U dat ons so kan saam bid vir almal wat siek is. En ons wil vra in die naam van Jesus vir genesing vir elke ene. Halleluja, Here, die genesing is verseker, want dit is deur U wonde. En U het ons krankhede op U geneem. Halleluja. Baie, baie dankie, Here, dat U die werk doen vir elkeen in Jesus se naam. So wil ons dan saam bid, Here Jesus, vir almal wat gebedsversoeke het. Hulle is almal by die Here bekend. En Here, wanneer iemand sy gebede met danksegging en smeking en trane aan God bekend maak, dan sal die Here dit ook antwoord. Laat elke gebedsversoek, elkeen wat so versoek het, self sal bid en tot die Here roep. Here, en ons bid weer eens vir reën, al die plekke waar het nog droog is, waar water min geraak het. Ons bid vir opvolgreën, ons vra die Here om genadig te wees. Want Here, uit dit kan alles wat op hierdie aarde is, lewe. Mens, diere, plante, ensovoorts. Groot genade vra ons van U, dat U dit sal doen, want U is die een wat later leer. Want die Here al die eer. Bid in hierdie oomblikke, Here, dat elke oor met U bloed bestryk sal word. Laat die poort tot die hart en wat gedagtes na vore bring, Here, met U bloed bestryk sal wees, sodat net die waarheid sal kan ingaan en dat die waarheid verstaan sal word, sodat ons tot volle kennis van God kan kom. Want al wat ek oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, nog sê vir U baie, baie dankie. In Jesus naam, amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie môre saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. My telefoonnommer is 082-874-1705. Wil ek vanmôre noem, dat al die boodskappe wat ek bring, moenie net sommer 'n kommentaar lewer nie. Gaan vat die woord en werk dit deur en laat die Heilige Gees jou leer en lei in die hele waarheid. Want dan sal jy die hele inhoud van elke boodskap verstaan. Want dit wat uitgaan is die woord en die woord is die waarheid en ons dank die Here. Daar is geen siening van myself nie. Alles wat ek bring
is wat ek in die woord geleer het. Deur die Heilige Gees is dit oopgemaak, sodat ek dit aan u kan verkondig. En die boodskap wat ek vanmôre gaan bring, gaan baie mense skok. Ek wil sê die hele kerkwêreld gaan geskok wees. Want die kerkwêreld het iets geglo in die woord van die Here, wat nie is soos wat die Here Jesus dit gesê het. En dit gaan juis oor die wedergeboorte en die bloed. Halleluja. En ons gaan heel eers begin by een van die belangrikste dinge wat vandag op social media aangespreek word, en dit is die doop. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat sê die woord van die Here daarin, voordat ek dit gaan bring wat die Here vir my gegee het, wat vir myself eintlik 'n opening van die woord was, om die waarheid te kan sien. Ek het dit in my lewe nog nooit so gesien nie, maar deur die woord en deur die Heilige Gees het die Here dit vir my aan my bekend gemaak. Maar kom ons gaan na die woord van die Here. Hy sê in Efesiërs 2 vers 9, en ek gaan hom, eintlik moet ek hom in Engels lees, want dit is eintlik baie mooi. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ for good works. Wat hierdie vers vir my belangrik is. Hy sê dat workmanship, dit meen God se workmanship. Wat is dit? Ons is geskep tot 'n nuwe mens in Christus Jesus. En hierdie is vir my interessant, dat ons is geskep tot 'n nuwe mens in Christus. En ek wil nou dit vandag vir u sê, dat hierdie nuwe mens wat in Christus geskep word, hoe vind dit plaas? Dat God kan alleen 'n nuwe mens skep met 'n saad. Onthou dit? Met 'n saad. Daar is geen iets wat, ek wil sê, wat lewe kan gee, soos wat 'n saad dit kan gee. Want as ek dit so kan stel, die lewe is in die saad. Halleluja. Kom ons gaan net verder. Hy sê, Romeine 13 vers 4, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te voldoen nie. Nou, te bevredig nie. Om my met Christus te beklee, dit is baie belangrik om dit te weet. Moet ek die ou mens, die eerste Adam, afsterf. En die eerste Adam, hierdie ou mens, moet dan begrawe word in die doop. Sodat ek saam met Christus opgewek kan word, soos hy, en in 'n nuwe lewe kan wandel soos hy. So wat hier gebeur, die doop kan nie gebeur voordat ek nie gesterf het. Dis waarom hy sê, ek is saam met Christus begrawe, dit meen, gekruisig, dit meen, in Christus is ek saam met Christus gekruisig. Ja. En Christus het gesterf. So as ek saam met hom gekruisig word, dan sterf ek. Dit meen, hierdie ou mens, die eerste Adam, sterf. En nou kan hierdie dooie ou mens gevat word en begrawe word in die doop saam met Christus, sodat ek saam met hom kan opstaan en in 'n nuwe lewe kan wandel. Maar die geheim van die hele doop is dit. Die woord sê,
dat Christus is die goeie saad. Ek wil het verder van. Christus is die goddelike saad, wat gebore is op hierdie aarde. Dit, die saad wat in moeder Maria was, het niks te doen met mense saad, behalwe dat hierdie saad moes vlees en bloed deuragtig word, en daarom het God moeder Maria gebruik, sodat die saad wat in haar is bloed, water, gees, en nou kom die goddelike saad, die goeie saad, en dit word in deur die Heilige Gees verwek in moeder Maria. Dit meen, die goddelike saad word verenig met die vleeslike saad binne moeder Maria, sodat hierdie saad vlees en bloed deelagtig kan word, maar saam met die vlees en bloed word dit ook, is daar water en daar is gees. En dit is vir my so wonderlik, en toe dit gebeur, die woord sê, daar kan geen liggaam na vore kom as die saad nie gesterf het nie. Hy sê 1 Korintiërs 15. So Christus is die saad. En hierdie saad sterwe aan die kruis. Wil jy met nou mooi kyk hoe die dood werk. Hy sterwe aan die kruis. En hierdie saad word begrawe. En nadat hy begrawe is, het die opstanding plaasgevind. En 'n nuwe lewe, 'n nuwe mens kom tevoorskyn. Die saad moet eers saad, en nou in Christus kan ons die nuwe lewe deelagtig word. Maar om dit te bekom, moet ek saam met hom sterwe aan die kruis, saam met hom gekruisig word, dan in die doop, in die dood, in die graf begrawe word, saam met hom, sodat ek saam met hom kan opstaan om 'n nuwe lewe in hom te hê. En wat hier vir my belangrik is, dat hy gaan verder in die woord van God. Hy sê in Romeine 1 vers 4, en na die gees van heiligheid met krag verklaar as die seun van God deur die opstanding uit die dode. Jy sien, hy het waarlik die seun van God geword toe hy opgestaan het, en dit is ons ding, nadat ons saam met Christus opgestaan het. Halleluja. 'n nuwe lewe. Halleluja. Hoor mooi wat sê die woord? Opgestaan het in 'n nuwe lewe. Word ons kinders van God. Dan eers kinders van God. Nie by die bekering deur die bloed nie. Nie by die dood nie. Maar met die opstanding het ons saam met Christus kind van God geword. Halleluja. Want die ou dinge het verbygegaan. Kom ons gaan net verder. Hy sê hierdie mooi woorde in Romeine. Nou ek aan Romeine gaan 6 gaan lees, hy noem al die goed wat ek genoem het. Hy sê Galasiërs 3 vers 27, want julle almal wat in Christus gedoop is. Hoe is ek in Christus gedoop? In die graf. Het julle met Christus bekleed. Baie interessant. Die oomblik as my laat dood, bekleed ek my met Christus. En om met Christus bekleed te word, is soos ons die koortjie sing, te wees soos Jesus. Want die Here Jesus het gesê, hy het sy laat vir Johannes, sy laat dit toe, sodat alle geregtigheid vervul kan word. So waarmee word ek bekleed? Christus wat ons geregtigheid is. Ons word met geregtigheid bekleed, die oomblik as ons, nadat ons gesterf is, en ons word begrawe in die doopwater, dan word ons met geregtigheid bekleed in Christus. Want ons alles, ek sterf in Christus, ek word gekruisig in Christus saam met hom, in Christus sterf ek sterf saam met hom,
In Christus word ek begrawe, saam met Christus. So, in Christus alles in. En nou word ek bekleed met Christus. So, wat sê die doop? Eintlik, dat die doop is eintlik die bewys dat ek nou alles in Christus en saam met hom in vervul het. Sodat ek 'n nuwe lewe kan hê. Nou gaan ons net verder in die woord van die Here. Halleluja. Hy sê, for we are all the children of God by faith in Christ Jesus. Nou, geloof in die Here Jesus Christus. Nou, Engels sê dit natuurlik baie mooi. Hy sê, we have been baptized into Christ, have put on Christ. Jy sien, in Christ, saam met hom begrawe, saam met hom gesterwe, saam met hom opstaan, nou, en nou word ons, nou sit ons word bekleed. Dit meen Christus word nou, dit meen die wêreld daar buite kan nou sien, dat ek 'n kind van die Here is. Maar om daar te kom, moet die saad eers sterf. Daarom sê hy nog die Griek, nog die Jood, nog enigiets. Hy sê daar is nie man of vrou nie. Maar ons almal is een in Christus. Ek wil net gou verder gaan. Wanneer ons nou kyk na Abraham, dan sien ons dat die Here sê vir Abraham, in jou saad. Ek meen, in hierdie saad is is 'n belofte. Dit meen, die saad van Abraham wys op die belofte. Wat is die belofte? Christus Jesus. Wat sal kom? Daardie saad. En dan gaan hy Galasiërs, hy sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Net klaar maak met dit, want dit is baie belangrik. Hy sê in die een versie, en dan wil ek net naar Petrus toe gaan, waar hy sê in Galasiërs 4 vers 23, maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Waar die belofte? Christus is die belofte. En hy maak jou vry. Hoe maak hy jou vry? Deur sy bloed. Daar is net een. En daarom, maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. En dit alles werk deur die saad, die bloed, die water en die gees. Nou, ek wil net gou na Petrus toe gaan, want hier is 'n baie interessante skrif oor die doop. Want hierdie skrif word die hele tyd deur mense wat glo en laat jou doop en die sal gered word. En hierdie skrif sê dit glad nie vir my nie. Ja, maar hy sê dit in Markus, maar kom ons kyk, waarvan red die doop my? In werklikheid, hy sê hierso in 1 Petrus 3, halleluja, 20ste vers, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin wynsiele, dit is 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Hier sal beskryf Petrus waarvan die doop ons red. Want die doop kan ons nie red van sonde. Die doop is ook nie die vergifnis van sonde. Ek wil dit net duidelik maak. Petrus sê, bekeer julle. Die bekering werk die vergifnis van sonde deur die bloed. En as ek my nou laat doop, dan is dit 'n bewys dat ek vergifnis ontvang het deur die bloed. Die doop kan nie vir my vergifnis van sonde wees nie. Ek gaan dit vir julle duidelik stel. Daar is geen bloed in die doop nie. Die bloed is vir die vergifnis van sonde gegee. Nie die doop nie. Maar as ek my bekeer en my laat doop, dan is daar vir my vergifnis van sonde, want ek het my eers bekeer deur die bloed van Jesus, wat vir my vergifnis gee. Nou laat ek my doop, en
hierdie hele proses bring vir my vergifnis van sonde. Nie, die doop kan dit nie doen nie. En ek gaan dit vir u duidelik bewys. Hy sê hierso, hy sê waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Wat is die vuilheid van die vlees? Paulus sê die sonde woon in my vlees. Die kwaad woon in my vlees. En daar's net een wat van hierdie ding van sonde ontslae kan raak, en dit is die bloed. Dis waarom hy hierso sê, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n gebede tot God om 'n rein gewete. Hoe red die doop my? Die doop red my van 'n vuil en onrein gewete. Want die doop is 'n bede tot God vir 'n rein gewete. Dit meen dat daar nie meer in my 'n vuil gewete sal wees nie. Dis waarvan die doop my red. En Paulus sê iets baie mooi. Hy sê ek is my van hulle het hom beskuldig van sonde. En hy sê ek is my van geen ding bewus nie. En hier is die geheim. Die doop is hierdie gebed. Nou, 'n rein gewete, sodat ek van niks bewus kan wees nie. Want as jy nie 'n rein gewete het nie, dit meen as jy jou nie laat doop nie, kan jy nie 'n rein gewete hê nie. En as jy nie 'n rein gewete het nie, kan die duiwel jou dag en nag aankla en jou terugvat na jou sonde toe en wat alles. Maar deur die bloed is dit weggewas en nou kom die doop en hy red my van 'n vuil gewete. Nou, en dit word 'n gebed, hierdie doop is 'n gebed tot 'n rein gewete. Dis waarvan die doop my red. Van 'n vuil gewete. Halleluja. Want nou is ek in Christus en met Christus bekleed. Halleluja. Prys die Here. Ek kan nog baie daaroor sê, maar ek kan reg deur die Ou Nuwe Testament, al die verse wat oor die doop gaan, kan ek vir u bewys. Die doop kan jou nie red van sonde nie. Die doop kan jou nie red van die tweede dood nie. Die doop kan jou nie red van enige vorm van dood. Net die bloed van Jesus kan dit doen. Nou, die skok, en dit moet almal hoor. Dit wat ek nou vir u gaan bring. En dit is dat die heel eerste skrif wat vir my belangrik was, dit is Lukas 2 vers 11. Hy sê, want vir ons is vandag gebore in die stad van Dawid. Ons heilig, ons redder, ons saligmaker, ons heiland, en hy word genoem Jesus Christus ons Here. Dan sê hy in 1 Johannes 13. Miskien moet ek dit lees, want dit is baie belangrik. 1 Johannes 13, wat ek gaan nou 'n hele paar verse uit Johannes uitlees, maar hy sê dit in 1 Johannes 13 vers, hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Want Moeder Maria, ek wil dit net verduidelik, Moeder Maria, die saad, wat die Here Jesus moes vlees en bloed deelagtig word. Hy moes vlees en bloed deelagtig word, terwille van ons. Ja. En die vlees en die bloed was in Moeder Maria. En die goddelike saad waarna God gesoek het, is in en deur sy seun. En dit wat verwek word deur die Heilige Gees, is dat die goddelike saad word verbind in Maria met hierdie vleeslike saad, sodat die woord werklik vlees kan word en vlees en bloed deelagtig kan word. Dit gebeur binne in Moeder Maria. Maar Christus is hierdie goddelike saad. Halleluja. Soos ek gesê, daarom moes hy sterwe.
Maar nou gaan hy verder. En die Here Jesus sê dit hierso vir ons baie duidelik in Handelinge, eintlik in Johannes 3. Kom ons gaan lees Johannes 3. Vers 3. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van die hemel nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word. Ek wil net dit heel eerste aan u verduidelik. En dit is, as iemand nie weer gebore word nie. Ons praat van die wedergeboorte. Maar die Here Jesus praat van, as iemand nie weer 'n keer gebore word. Dit kom daarop neer, hy moet weer 'n keer gebore word. Nou, kan enige kind gebore word as daar nie 'n saad is nie? Jy sien, Nicodemus antwoord, dis onmoontlik dat iemand wat nou 'n groot mens geword het, dat hy kan teruggaan in sy moeder se skoot om weer gebore te word. En die Here Jesus, hy het glad nie daarna verwys nie. Hy het verwys na die saad. As iemand nie weer gebore word, kan hy die koninkryk van die hemel nie sien nie. Nou, hierdie weergebore word, dit kos dat daar 'n saad is, sodat ek weer 'n keer gebore kan word. Die wedergeboorte is nie bloed, water en gees. Die wedergeboorte se bestaan is 'n saad. En daar is net een saad. En dit is die woord van God. En hierdie saad het vlees en bloed deelagtig geword. En hy het onder ons kom woon. Hierdie een saad. En ons kan dit van Genesis afvat waar die Here gesê het vir die vyand, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Waarom? Want haar saad is die saad van die wedergeboorte. Halleluja. Dis die saad van die wedergeboorte. Saam met die goddelike saad wat God gesoek het. En hierdie twee, die saad in die vrou en die goddelike saad, word in Moeder Maria die woord wat vlees geword het. En dis die goddelike saad. Halleluja. As jy dit nie verstaan nie, asseblief, gaan na jou binnekamer toe en gaan vra en vat jy die skrif en lees hom 1000 maal oor. En nou wil ek net verder gaan. Hy sê hierdie mooi woorde. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan. Ek wil net verder lees. Wat uit die vlees gebore is vlees, maar wat uit die gees gebore is gees. Wie het die geboorte van Jesus, of die swangerskap van Maria, wie het dit verwek? Wie? Is dit deur die vlees, die wil van 'n man, en die saad van 'n man, vleeslike man? Nee, deur die gees. En daarom sê hy, voorwaar ek sê, as iemand nie gebore word uit water en gees, nie kan hy die koninkryk God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. Dit meen, as 'n man met 'n vrou gemeenskap het en hierdie sade word bevrug, dan is dit vlees. Maar as daar geen gemeenskap is tussen 'n man en 'n vleeslike vrou nie, maar daar's 'n swangerskap waar die Heilige Gees dit verwek het, dan kom ons na die Gees. En daarom sê hy,
wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Dit meen, dit wat in moeder Maria, die swangerskap wat verwek is gees. En dit wat uit haar gebore gaan word, is gees, alhoewel hy in die vlees is. Wat uit vlees en bloed deuragtig geword, uit onder ons kom woon. In die begin was die woord, en hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Maar hierdie woord is gees. Die gees van God is gees. God is gees. Maar die gees, die geestelike, moes vlees en bloed deelagtig word. En nou wil ek verder van. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word. En dan wil ek weer sê, jy kan nie weer gebore word as daar nie 'n saad is nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En hier is die wonder. Die saad, hierdie goddelike saad wat vlees en bloed deelagtig geword het, hy moes sterf. Halleluja. Hy moet begrawe word. Dit meen in die grond gaan. Want dis al wanneer 'n saad werklik sterf as hy in die grond ingaan. Hy moes sterf. En nou moet hy met in die doop ingaan. In hierdie water in. En dan eers kan daar nuwe lewe. Waar volgens? Volgens die gees. Volgens die gees. Halleluja. En hierdie saad wat gesterf het aan die kruis, en dis interessant, die saad sterf aan die kruis. En nou moet hierdie saad wat gesterf het begrawe word. Sodat ons kan wandel in 'n nuwe lewe, in die gees, in Christus Jesus. Net gou verder gaan. Hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Hy sê Nikodemus antwoord te sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord te sê vir hom, jy is 'n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Dit meen jy's 'n leraar. Halleluja. En elke prediker wat vandag hierdie evangelie verkondig, moet 'n leraar van geregtigheid wees. En wat vir my skokwekkend is dit wat die Here vir my gesê het. Die wedergeboorte uit water en gees het niks, hoor wat ek vandag vir u sê, het niks met die waterdoop te doen na ons bekering. Pastoor, dit is onmoontlik. Waar in die woord het jy gelees dat die doopwater die water is, wat saam met die gees die wedergeboorte skep? Wys my in God se woord waar dit is. Nou wat is die water? Halleluja. Die water, die bloed, die water en die gees wat, halleluja, wat die saad van die mens behels. Want in die bloed is die siel. Daar moet bloed wees, daar moet water wees, en daar moet gees in die saad wees. Want dit beskryf die lewe. En die Here Jesus het vlees en bloed deelagtig geword, maar hy is die water. En hy is die lewendmakende gees. Dit meen, die een deel, die bloed en die liggaam moet verenig word in moeder Maria, sodat daar water kan wees
want hy is die water van van die lewende waters. Nee. En daar moet gees wees. En hy is die lewendmakende gees. Dit meen, in Moeder Maria is dit die liggaam, dis die bloed, dis die water, en die lewendmakende gees. Daarin is in die saad, wat later gebore sal word, as Jesus Christus die Seun van God. Halleluja. Want ek het altyd gesê, Here, ek verstaan nie, die wedergeboorte, hoe, die doopwater, hoe kry ek die doopwater binne in my? En toe die Here vir my hierdie ding oopmaak, te verstaan ek, die doopwater het niks met die wedergeboorte te doen. Niks. Die wedergeboorte, daar is net een manier hoe daar iemand weergebore kan word, en dit is as daar 'n saad is. En dit is waarom hy in Malagi sê, en ek wil dit graag vir u lees, wat hy so sê. Hier is waar die Here vir Nicodemus sê, ek wil dit net gou genoem. Hy sê, jy is 'n leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. En ongelukkig, die leraars in die kerke vandag, ek wonder of daar een is, wat hierdie dinge weet. Die duiwel, die Bybel sê, hy bad skanse op, vestings op, werk al hierdie vestings, skanse, planne op, teen wat? Teen die kennis van God. En die duiwel het 'n vesting, 'n skans en 'n plan gemaak, sodat hierdie kennis van die wedergeboorte nooit by die mensdom uitkom nie. Ek wil dit vandag vir jou oor en oor sê. Daar kan nie 'n wedergeboorte wees as daar nie 'n saad is nie. En hierdie saad het 'n liggaam en hy bloed. En die geestelike deel daarvan, die waters van die gees, Jesus is ook die lewende waters, en dan natuurlik dat Jesus 'n lewendmakende gees is, en dit werk deur die Heilige Gees. So as jy wil praat van bloed, water en gees, praat jy van 'n saad. Halleluja. Prys die Here. En hy sê hierdie woorde vir my baie mooi, en dit is belangrik dat u dit ook moet weet. Want waar kom hierdie saad vandaan? Malagi. Halleluja. As jy nie die hele boodskap kry nie, dan wil ek net dit vir u sê. Jy kan na YouTube toe gaan. Hierdie boodskappe is allemaal op YouTube. Kan daar gaan luister. Maar ek wil graag na Malagi toe gaan. Ek wil vir u iets lees. Die Here het in Genesis gesê, tussen jou saad en haar saad. En kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê Malagi? Die Afrikaanse Bybel sê dit natuurlik hierdie woorde. Halleluja. In Malagi 2 wil ek net graag lees. Malagi 2. Hy sê hierso die 15de vers. Het hy dan nie een mens gemaak, alhoewel hy gees oorgehad het? En waarom een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ongetrou aan die vrou van julle jeug nie. Nou hier is 'n baie belangrike ding. Hy het 'n geslag gesoek. Maar wanneer ek gaan kyk na die Engelse benaming, is dit vir my baie mooi. Halleluja. Hy sê hierdie woorde in Malagi. Hy het 'n geslag. Die Engelse Bybel sê that he might seek a godly seed. Dit meen 'n goddelike saad. En hierdie goddelike saad is net
die Here Jesus. Hy is die saad wat God in die wêreld kom saai. En omdat hy die saad is en hy sterwe, nou kan hierdie saad nou vermenigvuldig. En daarom het hy die saaier geword wat die goeie saad in die land gesaai. En as gevolg van die saad wat hy in die goeie land saai, word daar nog saad verwek. Dit meen ons. En nou word ons ook saaiers van die saad. En ons word genoem die goeie saad. Christus is die goeie saad. En deur die wedergeboorte, deur bloed, water en gees, niks met die vlees te doen nie, behalwe die bloed. Met die vlees te doen nie. Maar wat hier interessant is, nou word ons weergebore uit water, uit bloed, water en gees, sodat ons ook goeie saad kan wees en ons ook dan goeie saad kan saai in hierdie wêreld. Die wedergeboorte, ek wil dit weer sê, het niks te doen met die doop in water. Niks. Absoluut niks. Nou gaan ons net verder in die woord van die Here. God het 'n goeie saad gesoek. Nou wil ek net dit vir u sê. Hy sê, neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van julle jeug nie. Waarom? Ter wille van julle gees. Hier is 'n baie interessante ding. Toe God die asem blaas in Adam, toe vorm dit 'n gees in die mens. En dit maak van die siel van die mens 'n lewende siel. Nou hier is 'n baie interessante ding. God het die eerste mens geskape uit die stof van die aarde. En hier is 'n interessante ding. Dat wanneer ons kyk in die woord in Prediker, dat die mens word vergelyk met die dier. Want die dier het 'n liggaam, hy het bloed en hy het 'n siel. Dit meen toe die Here Adam klaargemaak het, voordat hy sy asem in Adam geblaas het, was Adam al reeds 'n mens met 'n siel in, met bloed, met water ensovoorts. Hierdie is vir my die aanduiding dat Adam was tot in daardie stadium gelyk aan die dier. Maar die oomblik toe God sy asem in Adam blaas, toe word Adam se siel 'n lewende siel. En dit onderskei my van die diere en myself. En deur hierdie asem, die gees van God, vorm hy 'n gees van die mens. En hier is nou twee dinge wat geestelik is in Adam. Die gees en die lewende siel. Want 'n lewende siel kan nooit sterf nie. En dit is verbind met die gees. En weet jy wat? Dit het niks te doen gehad met 'n geboorte nie. Eers nadat die Here dit gedoen, nou kon hy uit Adam 'n vrou skape, sodat daar 'n geslag van God uit die mens gebore kan word. Maar wat interessant is, Eva het dieselfde vlees, alhoewel dit uiterlik en selfs innerlik is daar 'n verskil tussen man en 'n vrou, maar dieselfde vlees, dieselfde bloed, en so kan ek al aangaan, dieselfde lewende siel, dieselfde gees ensovoorts. En wat het hier gebeur? Om Eva uit die rib van Adam te maak, het God alles wat in Adam is, dit meen die lewende siel, die bloed, die water, noem net wat jy wil. God neem dit, en is interessant, hy split dit nie in die helfte nie. Hy neem net 'n deel uit Adam uit, en hy bou die vrou op. Dit meen, nou is daar in die vrou saad, soos in Adam. Daar is saad met haar,
En daar kan nie 'n geboorte wees voordat hierdie twee sade verenig word. En wanneer die twee sade verenig word, is daar bloed teenwoordig. Waarom? Halleluja, want die saad het bloed in. Halleluja. En dis wat Jesus deelagtig moes word. Dan die mens se gees was ook in die rib van Adam gewees. En die lewende siel was ook in die rib van Adam gewees. En die Here kon daaruit 'n volmaakte vrou bou, wat kan swanger raak en geboorte kan gee. Halleluja. En hierdie dinge is van die begin af. En van die begin af was daar nergens sprake van ek sal gebore word uit water wat oor my gegooi word nie. Nergens. Want in hierdie saad is daar bloed, water en ek meen in die liggaam van hierdie saad, maar in hierdie liggaam van die saad is daar bloed, water, gees en siel. Halleluja. Maar wanneer ons gaan kyk na al hierdie dinge, kan ons alleen weer gebore word uit wat? Bloed, water en gees. Die liggaam van die mens vandag, 76% is bestaan uit water. Wat sê dit vir my? Die Here Jesus sê, hy sê, as iemand drink van die water wat ek vir hom gee, sal hy nooit weer dors word nie. Waarom? Want dit is lewende water. En ek wil nou vandag vir u sê, net deur lewende water en die lewende gees van God kan die wedergeboorte plaasvind. Nie deur die doopwater. Kan nie. Halleluja. Ek probeer dit so eenvoudig as moontlik hou, maar wanneer jy in die diepte ingaan, ek as met dit wat die Here vir my gee, kan ek uit die skrifte vir jou seker 'n hele dag besig hou. Die doop, ek wil dit weer sê, die doop kan niemand red nie. Nou wat hier interessant is, dieselfde gees, nou sê hy, Malagi 2 vers 16, want ek haat egskeiding. Waarom haat God egskeiding? Die Bybel sê, die man en die vrou sal een raak. Dit meen een van siel, een van gees, een bloed, een alles, een alles. Maar dit wat God in die mens geblaas het, as sy asem om 'n lewende siel te word, en dan die gees van die wat 'n lam van God is, wat gevorm is terwyl God sy asem in die mens blaas. Dis twee dinge wat nie volgens die vlees is nie, of natuurlik is nie, dis geestelik. Nou vind daar egskeiding plaas. Wat word geskei? Wat word geskei? Die siel en die gees. Dis waarom hy sê hierdie woorde. Hy sê, neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Dit meen, as jy ontrou raak teenoor die vrou van jou jeug, dan veroorsaak jy dat daar skeiding plaasvind in die siel en in die gees. En wat hier interessant is, dat dit niks met die vlees te doen nie. Want die vlees van al die mense is dieselfde. Die bloed van al die mense is dieselfde. Maar die siel en die gees en elke mens verskil. Maar as iemand nie trou nie, baie interessant, hy het 'n lewende siel en hy het die gees van 'n gees in hom, maar die oomblik as hy in 'n huwelik ingaan, dan word dit wat in hom is, ek wil amper sê volmaak. Dit meen, want dit wat na die vrou toe gegaan het, kom nou terug na hom toe, dit as lewende siel,
en die Gees kom terug na hom toe, want hulle word een. In die oomblik as daar 'n egskeiding, dan skei jy dit. Nou, die gevaarlikste iets wat met jou kan gebeur as daar 'n egskeiding is, jy skei die lewende siel. Jy skei jou gees wat in die vrou is, jy skei dit. Die uiterlike skeiding beteken niks by die Here. Halleluja. En dit is waarom hierdie ding vir my so mooi is. Wanneer ek weergebore word, uit water, siel, uit water, gees en bloed, dan mag ek nie ontrou word aan die Here. In die opsig, ek moet in die bloed bly, ek moet in die water bly, ek moet in die gees bly. Halleluja. Prys die Here. En wat interessant is, deur die wedergeboorte word my liggaam 'n tempel van God. Dit meen, deur die wedergeboorte vind daar 'n ander ding ook plaas, sover dit my liggaam aangaan. Want die oomblik as ek saam met Christus sterwe, saam met hom begrawe word, en saam met hom in 'n nuwe lewe begin wandel, halleluja, dan gee God aan die saadkorrel wat gesterf het, dit meen ek wat gesterf het, gee hy 'n nuwe liggaam. En my liggaam word 'n tempel van God. O, prys die Here. Ek wil nie heel in dit ingaan nie, want dan sal ek nie alles kan bring wat noodsaaklik is nie. Daarom sê hy ook in Malagi, miskien moet ek dit toe God Eva bou uit Adam, toe het hy nie 'n ander saad in Eva geskep. Kan ek dit weer vir u sê? Hy het nie 'n ander saad in Eva geskep nie. Want Adam kom en hy noem haar manin. Waarom? Want dit kom uit hom, uit alles. Die saad, die liggaam, die vlees, alles kom uit hom uit. Manin, dit meen, sy is my deel. Daarom as 'n man en 'n vrou trou, word hulle een. En wanneer ek weergebore word, dan word ek een in Christus. En nou kan ek my laat doop. Tot wat? Om alle geregtigheid te vervul, sodat die doop my kan red. Van wat? Van 'n onsuiwer gewete. Want die doop word vir my 'n gebede tot 'n rein gewete. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net verder gaan, want al hierdie dinge is vir my so mooi. Maar stil maar, nou hoe kan jy praat oor die saad? Hy sê, Malagi 2 vers 10. Ons het nie almal een Vader nie. Het een God ons nie geskape nie. Waarom handel ons dan trouloos met mekaar deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Een bloed. Dit meen ons kan almal kom uit een bloed. Christus neem vlees en bloed deelagtig. Hy wat die goddelike saad is. Hy moes dit aanneem. Halleluja. En nou is ons trouloos teenoor wat? Die bloed. Deur te sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Jy's trouloos teenoor die bloed. Hierdie bloedverbond van die Nuwe Testament, die bloed van Jesus. Jy wat verkondig, die doop kan jou red en die doop kan jou sonde vergewe. Jy raak ontrouloos teenoor die bloed. Halleluja. Nou gaan hy verder. Hy sê, Malagi 2 vers 13, en boonop doen julle dit,
Julle bedek die altaar van die Here met trane en geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie. Halleluja. Waarom? Ek meen, God kan hom nie vandag meer wend tot die offer nie. Want hy wat glo in hom sal gered word. Ek meen, die offer en die bloed ensovoort is nie nodig nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nie deur die offer en deur die bloed kom nie, kan hy jou in 1000 maal laat doop, want die doop kan jou nie red nie. Jy lê op die altaar, traan en sigting en smeeking en geween en al hierdie dinge. God het geen behaag daarin nie. Want jy het sy seun vertrap en die bloed van die Nuwe Testament ag jy nie meer dit wat jou kan reinig nie, kan red nie. Jy ag dit nie meer nie. Net die doop kan jou red. Waar kom jy vandaan? En hulle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl jy tog 'n metgesel is en die vrou met die vrou van jou verbond. Daar is net een verbond en dit is die bloedverbond en die bloedverbond is in die sang. Pastoor, maar dit kan nie wees. Hoe kan dit so wees? Kom maar, dan gaan ek vir u nou 'n skrif lees. Dan sal u beter verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. En dis baie belangrik. Halleluja. Galasiërs, 1 Petrus. Jy wil oor die doop wat red uit Petrus praat. En ek wil vandag vir u sê, daar's een apostel. As een apostel, aan wie die Here die sleutels van die koninkryk gegee het, en hy sê in die poorte van die hel sal dit nie kan oorweldig nie. Nadat Petrus bely het, en die Here Jesus sê vir hom, toe Petrus bely, u is die Christus, die seun van die lewende God. En die Here Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, hy het dit aan jou geopenbaar. Vlees en bloed. En ek wil nou vandag vir u sê, vlees en bloed kan nie die wedergeboorte openbaar nie. Dit is waarom die doop kan nie, die doop in water kan nie die wedergeboorte openbaar nie. Want die wedergeboorte lê in die saad. Dit meen, die saad moet jou aan jou geopenbaar word, sodat jy die wedergeboorte kan ken. Halleluja. Daarom sê hy in 1 Petrus, en kom ons gaan lees dit daar baie duidelik saam. Halleluja. Hy sê 1 Petrus. Die 20ste versie. Kom ons lees die 19de versie. Hy sê, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam, sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld. Nou, die saad het God al voor die grondlegging van die wêreld al beskik. Want die woord is die saad. Sê God se woord so? Ja, die woord is die goeie saad. En Christus is die gesalfde woord. Halleluja, dis waarom hy sê, jy moet hom Jesus noem, want is hy wat as volk van hulle sonde sal verlos. Waarom? Want hy het vlees en bloed deuragtig geword. Ja? En hy is die water van die, hy is die water van die lewe, en hy is die lewendmakende gees, en alles werk deur die gees. Halleluja. Want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Uit wat? Uit die wedergeboorte, hierdie saad, die bloed, water, gees, dis die wedergeboorte. En ek moet verlos word deur hierdie bloed, sodat die wedergeboorte in my voltooi kan word, sodat ek ook 'n goeie saad kan word. En nou wil ek dit vir u lees. Ek weet, dit is vir my so, dat wanneer hy praat in Engels van begotten,
Begotten beteken, as ek nou Afrikaans toe gaan, is iets wat vooruit geskep is. En baie interessant is, dat begotten beteken, en dit is waarskynlik deur die Vader geskep. Halleluja! To regenerate, dit meen om weer of hergebore te kan word. Wat het hy geskep? Die saad. To be born again, to bring forth, wat? 'n geslag. Engels praat van 'n gender, en 'n offspring. Dis die goddelike saad. Waaruit kom dit? Uit die saad uit. Nie deur die doopwater nie. Die saad, halleluja, gee die oorspronklike nuwe mens. Of, Engels praat van reis, 'n generation, 'n geslag, nakomelinge, nakomelingskap, geslag, of kroos, of afstammeling. Waaruit kom dit? Uit die saad. Nou sê Petrus, hy sê, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye aan ons geopenbaar is om julle ontwil. Wat is aan ons geopenbaar? Die goddelike saad, die reiniging deur die bloed. Alles vind plaas deur die goddelike saad, voordat jy jou kan laat doop. Dit meen, wanneer jy jou laat doop, het jy deur die bloed klaar 'n nakomeling geword, nie 'n nakomeling of 'n deel van die geslag van God, deur die saad. Nou moet jy alle geregtigheid vervul, sodat jy 'n rein gewete kan hê, sodat die doop jou kan red, nie net van 'n rein gewete nie, maar ook van die toorn van God. Nou, waar die toorn? Die groot wit troon oordeel, sodat jy nie daar verskyn. Dis waarvan die doop jou red. Dis presies met Noag. Die doop het jou gered, die water het hulle gered van die oordeel van God, maar dit is bewerk deur die ark. Want die ark van behoudenis was eintlik hulle redding. En Noag hulle in die ark, hulle het nie 'n slegte gewete gehad omdat God net hulle gespaar het nie. Hulle het 'n goeie gewete gehad want hulle was gehoorsaam. En die doop red hulle van 'n slegte gewete ook. Halleluja. Jy moet hierdie skrifte reg verstaan, of anders dan sal jy nooit die wedergeboorte verstaan nie. Ek wil klaarmaak met hierdie woorde. En nou sê Petrus verder. Halleluja. 1 Petrus. Ekskuus. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Nou, dit wat ek vandag gebring het, dit sê Petrus, wat die sleutels van die koninkryk ontvang het. Die Here sê vir hom, dit wat jy bind op aarde sal gebind wees, en dit wat jy ontbind sal gebonde wees. En hier kom Petrus met 'n sleutel, die wedergeboorte. En hoor wat sê Petrus oor die wedergeboorte. Want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie. So, uit wat word ons weergebore? Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewig bly. Halleluja! Hoe
Hy sê die mooi woorde, as ek dit vinnig kan kry, want dit is vir my baie mooi in Engels. Hy sê, you are born again, ja. 1 Petrus 1 vers 23. Being born again, not of corruptible seed. Oh, halleluja. Die bloed van Jesus. En dit is daar geen korrupsie nie. Dit meen, niks kan tot niet gaan. Halleluja. En dit kan nie korrup wees. Dat hierdie saak sondig nie. En hy was sonder sonde en hy het nie gesondig nie. En tog het hy ons sonde op hom geneem. Hy sê, but of incorruptible by the word of God. Halleluja. So wat is die goddelike saad? Waardeur word ons weer gebore? Hy sê, by the word of God. En wat is hierdie, en wie is hierdie woord van God? Jesus Christus, wat die onkorrupbare saad is. En uit dit word ons weer gebore. En die doop dra niks daarby nie. Dis alleen die saad waardeur ek weer gebore kan word. Niks anders nie. Oh, halleluja. En dis waarom dit vir my so mooi is, dat toe die Here Jesus aan die kruis sterwe, en hy druk, die soldaat druk die swaard in sy sy, wat het daar uitgevloei? Water en bloed. Waarom? Want ons sal weer gebore word uit water en gees en bloed. In u hande gee ek my gees oor. Dit meen hierdie saad wat aan die kruis gesterf het, wat doodgemaak is, in hom is die bloed, die water, want hy is die lewende water, en die gees, die lewendmakende gees. En wat interessant is, die Heilige Gees is deel van die lewendmakende gees, en die waters van die gees is deel van die waters. Dis waarom die Here Jesus sê, as iemand in my glo, soos die skrif sê, dat lewende water sal uit sy binneste uitborrel, net soos fonteine van lewende water, wat opspring tot in ewigheid. Halleluja! So die waters vind ons waar? In die saad. Die gees vind ons waar? In die saad. Halleluja! En die bloed vind ons in die saad. En hier is 'n interessante ding. Nadat ek die wedergeboorte deur die saad ontvang het, nou kan ek my laat doop, halleluja, om alle geregtigheid te vervul. En hierdie doop werk nou in my as gevolg van die saad. En nou kan ek my bekleed met Christus as gevolg van die saad. Waarom? Want ek is weergebore uit die onverganklike saad. En net wanneer ek weergebore is uit die onverganklike saad, nou kan ek my laat doop om my met Christus te bekleed, sodat ek ook in Christus kan wees. Halleluja. 'n nuwe mens. So die doop het sy werking, maar nie soos wat die vleeslike mens dit dink nie. En nou kom die Here, en hy doop ons nog met die Heilige Gees. Waarom? Want deur die dooping van die Heilige Gees, stort God sy liefde in ons hart. Dit meen ek het die hele wedergeboorte deurgegaan, die bloed, water en gees. Maar daar is iets wat tekort, ek moet my bekleed met Christus. En die doop kan dit vir my doen. En na die doop het hierdie nuwe saad, hierdie nuwe mens, het iets baie dringend nodig. En dis die liefde van God. En net die dooping met die Heilige Gees kan dit in my bring.
En wanneer dit gebeur, word ek outomaties gedoop met vuur en krag, halleluja, heerlikheid ensovoorts. En dan kan ek in 'n hemelse taal spreek, want ek is weergebore uit 'n goddelike saad, en nou kan ek 'n hemelse taal spreek. Wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees. Hy sê hierdie woorde, ek wil dit weer vir jou lees. Halleluja, ek wil dit weer vir jou lees. En jy kan maar in opstand kom teen hierdie boodskap. Jy kan maak net wat jy wil. Nee. As jy die vleeslike bedink jy vyandskap teen God. En as jy die vleeslike dood bedink jy vyandskap teen God, want dit kan jou nie red nie. Net die saad, die goddelike saad, kan my red en kan my die wedergeboorte skenk. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, as jy hierdie woord nie glo nie, gaan bekeer jou tot die Here asseblief. Moenie met my wil praat hieroor nie. Gaan bekeer jou tot die Here, want jy's nog ongered. En ek daag enige godsleraar of enige teoloog uit om vir my iets anders te bewys uit die skrif uit. Ek daag hom uit. En jy moet nie dink omdat jy luister na ander se preke en ander se lering en ander se siening, dat jy gaan wegkom by die Here nie. Nee, jy gaan in jou eie struik val en jy sal te verlore gaan, want is al wat jy bedink is die vlees. Ek weet, ek het in hierdie week gehoor, ek praat oor die bloed van Jesus, hy sê ja, maar 'n dooie liggaam, sy bloed raak droog. Dit meer Christus het gesterwe, en daardie liggaam produseer nou net dooie bloed, omdat dit iemand dink daaraan. Dit meer hy sê dat die bloed van Jesus is dood, wat hy het gesterwe. Uit die helheid word dit aangehaal. Die duiwel het veroorsaak. En hierdie leerstelling in die kerk ingebring. Water en gees. Die water is die doop. En as ek het reg lees uit die woord uit, kom maar lees ek het weer. Halleluja. Johannes 3. Ek wil het weer lees. Waarvan ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En hierdie geboorte is die wedergeboorte deur die saad, want ons is wedergebore deur hierdie saad. En hierdie saad het nie vleeslike water nie. Dis waarom die kerk in hierdie toestand is, want hulle het nie meer die water in hulle. Dit meen, die kerk, die Pinksterkerk het ontwater. Die Pinksterkerk het bloedarmoede. Die Pinksterkerk het nie meer die lewende makende gees in hulle nie. Want hulle is besig om te sterwe. Omdat hulle glo die doop red. Die water waarvan die woord praat van die wedergeboorte, dit is Jesus Christus, is die water van die lewe. Dis waarom hy sê, ek sal jou water gee, nooit dors kry nie. Die kerk is besig om dood te gaan aan die dors. Want hulle laat nie meer toe, laat die Here hulle lei na groen weivelde en na waters waar rus is. Nee, hulle volg hulle eie leiding. En dis al waarheen die kerkwêreld die mens vandag kan lei, is kerk toe, kerk toe, kerk toe. Net solank jy kerk toe gaan, want daar kry jy alles. Julle lieg. Julle is uit die bose gebore. Iemand wat weer gebore is, het nie nodig om na kerk toe te gaan nie. Want hy die bloed, hy die water en die gees in hom. En dit het hom lewend gemaak. En nou laat hy hom nog doop op. En hy word gedoop met die Heilige Gees om God se liefde in sy hart te kry. Halleluja.
Wat het hy nodig van die mens? En nou sê Johannes 2, sê, en julle het die salwing van die Heilige, halleluja, en het nie nodig om deur 'n mens geleer te word nie. Maar hierdie predikers vandag, vir al die hoofkantore, hulle wil net leer en leer en leer, soos wat hulle dit sien, en dis al wat hulle nooi jou kerk toe, want daar gaan jy alles ontvang. Kom ons sê ek vir jou, jy ontvang niks daar nie. Gaan terug in die wedergeboorte. Dit het die volheid van alles in. Halleluja. Maar jy kan hierdie boodskap vandag afskiet. Ek gee nie om nie. Jy sal eendag voor God gaan staan en jy sal nie vir die Here kan sê, Here, maar niemand het dit vir my gesê nie. Want jy gaan staan voor die goddelike saad waardeur jy weergebore gaan word. Nie deur die dood nie. Halleluja. Maar ek wil dit weer sê. Hy wat die vlees bedink die dood. En hy wat die vlees bedink vyandskap teen God. Maar hy wat die gees bedink lewe en vrede. En ek is so dankbaar dat dit wat die woord van die Here vandag vir ons gesê is gees. Oh, halleluja, gees. Prys die Here. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy aanhou hou met om kommentaar te lewer en hierdie boodskappe wil afkrap, sal ek jou moet blok op my Facebook. Want ek kan nie sulke goed wat jy sê op my Facebook toelaat. Sê dit op jou eie Facebook, dat mense dit kan lees. Halleluja. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nie weergebore word uit die saad nie, sal jy die koninkryk nie sien nie, en jy sal nie daarin gaan nie. Halleluja. Vader, baie dankie vir u onfeilbare woord. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons leer en lei in alles. U het self gesê vir die disippels, ek het nog baie dinge om aan julle te vertel, maar julle sal dit nou nie kan vat nie. Maar die Heilige Gees, en Here, wanneer dit by die wedergeboorte gekom het, kon u nie alles van die wedergeboorte aan die disippels sê nie, want hulle sou dit nooit kon vat nie. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die hele waarheid. U het selfs gesê, as ek die aardse dinge aan julle verkondig en julle verstaan dit nie, hoe sal julle die hemelse dinge verstaan? En o, Here, my God, mense wat sê hulle is kinders van die Here, hulle wil alles aards verstaan. Maar Here, hulle verstaan nie die hemelse dinge nie, want net die Heilige Gees kan dit vir ons leer. Vra vir groot genade. En Here, laat die mens nie ongehoorsaam word aan kennis van God. Maar laat hulle sal dat leer en lei in die hele waarheid deur die Heilige Gees. Vra dit in Jesus naam en ons prys U daarvoor en sien elke een. Amen en amen.